hulle kinderdae. Ons het mos nou altyd stories gewees. In die stories is daar altyd ons 'n een of ander heldefiguur wat daar is. Waar ek groot geword het, was dit die 18 gewees. My sussie was verlief op Face. Mooi gesiggie, die tipe goed. My boetie wou sy hare soos BA gesnye. Dis nog 'n bietjie voor my tyd, maar dit was sy rolmodel op daai stadium. En my grootvolk jare het ons ander rolmodelle gehad. Ons het Power Rangers gekyk en ek was die heroïne. Ons het jy gekies en besluit dit is nou wie jy is en elke dag as jy nog eintlik gehad het 3 middag dat jy of 5:30, 5:30 middag ons Power Rangers kyk jy nou weer op storie en vandag gebeur dit nog steeds. Gesien my kinders maar nog steeds hulle kies op Paw Patrol, ek is hierdie en daai, ons kies altyd, ons assosieer altyd met die Here, met die redums van God. Om jy weet nog wat ek sê, julle kan vir my nog vertel, Grensvegter, die van julle voor dit was, jy het seker Grensvegter opgelees en gekyk. Weet jy, MacGyver, Knight Rider, almal van julle, of Airwolf, julle daai, jy was daai loods, jy daai kar gery, jy daai helikopter gevlieg, met het jy verstaan, die leef jouself in die reddingsmodel, die redder van die storie. Of jy wil hom wees, of jy al verliep ook een van die twee. Ja, op bedoel manier, dit is maar die storie. Wil maar dit sê, die verlief geld na alle geslagte toe, want Xena, Warrior Princess, het ek ook gekyk, want sy dis kaap. Nee, weet ook om ek het veel vertel, is eenvoudig om iets te deel van hoe maklik ons bedrieg raak met waar ons onsself in die storie sien. Hulle lees het vir julle baie mooi gedig gelees, dat vir die hele storie eintlik saamvat van die begin af reg deur. En nou wil ek jou vra, julle ken die storie al baie goed. Watter karakter is jy? Met watter karakter assosieer jy die diepste? Wie is jy die Bybel narratief? Ek wil ek om bietjie te dink. Want ewe skielik is dit nie so maklik mee. Daar is nie iemand se gesig wat net ewe skielik opspring en ek, aha, ek wil soos hy gewees het in hierdie geval. Kom ons wees gou eerlik, almal het geval. Almal het geval. Jesus se bende van disippels het hom net so verlaat en hy kom lig in die hitte van die oomblik verlaat en op Petrus verloon op, Judas verraai op, vir 30 silwermunte. Kan julle dit klink na dit 'n klomp geld, dis nie so baie nie. Dis omtrent wat jy vir iemand moes gee as jy sy slaaf beseer het. Net as in Deuteronomium ook so 'n teks wat sê as jy iemand se slaaf beseer, moet jy hom 30 silwermunte bepaal om te kompenseer vir sy besering. Okay, dis nie so baie nie. Baie keer dink jy sou een van daai figure wees wat roep, Hosanna, hy wat kom in die naam van die Here, ek sal saam met daai klomp gewees het. Sou jy? Of as jy baie eerlik is met jouself, sou jy ook met dalk geskree het, kruisig hom. Kruis. Miskien sou jy Ananias gewees het. Caiaphas en Annas, wat in 'n verrolde stuk van godsdienstigheid, hierdie man het ding wat verkeerd is, en hy opheilig ons sabbate, en hy maak mense gesond op die sabbat, en hy is besig om die reëls te breek. Miskien sou jy een van hulle gewees. Maar die moeilikheid is ons wil nie met hulle assosieer nie, maar die is die jaar. Ons is hulle. Ons is hulle. Want die skrif sê, daar is geen regverdig nie meer. Nie eenvoudig. En dit maak dat ek so 'n bietjie anders te kyk na die Bybelnarratief, want hier is die belangrike gedeelte. Die wêreld is vol goeie bedoelings, vol goeie voorneme, selfs 'n terrorist dink hy demagoog.
Stoor kinderlik nou, sê jy verrig met 'n terrorist praat. Ek wil nie dat ek val gedoen het nie, maar dit wat ek wil weer die ouens in die intelligensiebureau vir Amerika en die gesprekke wat hulle gevoer het, hulle sê daai instinkte hulle doen goed. Doen dit vir my geloof of ek doen dit vir my die kinders of ek doen dit vir my lou. Ek regverdig hierdie gruweldade deur my posoptrede. Maar dit kan ek skoon. Julle wat dit aandruk gaan. En hoe meer ek kyk na die kruis, hoe meer sien ek 'n spieël. En die spieël doen die volgende aan my. Dit openbaar twee goed. Die hart van die mens en die hart van die God. En al tweede kom baie duidelik in die kruis. Miskien is dit goed om 'n reis deur die Bybel te neem. Met so 'n paar gedagtes wat ek net wil deel deur die skare. Om net te kyk na ons menslike hart. Wat van die mens se hart aan verraad pleeg? Jesus kom verraai met 'n soe, 'n binnekring disipel. Wat van 'n bedrieglike hart, wat in 'n oomblik dalk so kwaad wil en dan die onmenslikste van optrede kan regverdig? Wat van daai hart van die mens? Sien dit in Judas. Daar's bitter min van julle wat ooit sal sê, so sê ek is Judas. En toch, verkeerd dink jy verhaal ons die Jesus in ons eie optrede die. Het is maklik om te sê hy doen dit, is moeilik om te sê maar ek doen dit ook. Ons gaan die volgende in. Wat van wat sukkel Jesus regtig dan by hierdie disciples en Jesus en tuin van Getsema. En het onverheerlik gesien op die verheerliking van die berg. Ek bedoel, jy kan nie beter prentjie kry van wat hier en wie Jesus is nie. En al wat Jesus vra in sy oomblik van die grootste angs, die grootste spanning, ek het die mediese term daarvoor vergeet, maar hy het letterlik bloed gesweet van hierdie emosionele spanning daarvan. Wat hy draai, al wat hy vra is, het sal dit my dier wafle. Yes, Here, is maar 'n lang dag gelede, gee ons later by dit 3 pond aan. So Here, as ek hulp af weet, is dat ons moet afhandel, Here, ek sal later daarvoor spyf maak, Here. Sorry, my disciples, slaap. Laat my dink met my onvermoë om regtig God na waarde te aanbid. My eie toewyde, my eie hart met sy Here, daar's ongelukkig in my lewe goed wat bietjie belangriker as U is op hierdie oomblik. Byt dit vas, hy sal nader aan die aarde gee. Ons gaan nou volgende op die. As haar karakter is met die ek assosieer sit Petrus. My impulsiewe kant weer hier gat ons nou, ek sien in my gees die glorie oog, onabbenon na hierdie sprook, Here. Is moeilikheid, nou sak ek. Ek sal U verdedig, Here Jesus, hier is ek nou, Here, wie sê ek, Jy nie, kom op nooit, ek het nog die Here praat. Ek hom verloop. Ek vra die vraag nie oor ek banaal wil wees, ek wonder net as ons in 'n ander konteks is, soos die kerk, die koptiese kerk in Egipte, waar hulle kleintjies groot maak met die gedagte van iemand gaan van jou vrou, ken jy die Here Jesus, en dan dit het jy sê, kikkel. En dit sal jou laaste murder wees. Wonder as ek in die selfde situasie is, en ek is wil nie die vermaarde wen, ek wonder net hoe dit is, as die loof teen my kop is, en ek regtig in daai kom, dat ek keuse moet maak. Ken ek hom of ken ek hom nie? Ek toets my hart. Ek toets my hart door nie 'n valse geloof te hê, dat ek volbare waarde sal wees, maar jy sien wat sê Here, ek beter U nie in daai oomblik verloor. Ek wil nie wees. Ek wil nie doen wat Petrus in daai oomblik gedoen het nie. Wat van die hart wat wegvlug? Die oomblik as die lewe moeilik raak, dan los ons die geloof. Maar doen die disciples, die oomblik toe die
Popo die fan tref nie, Papaya die waier tref. Waar is ons hulle? Die manne, waar is hulle? Hulle kruip weg. Hulle hardloop weg. Wij sien weer die braafheid van 'n vrou, dan die was by die voete van die kruis. Nie die manne nie, die vrouens. Interessant. Waar soos jy en ek, as die lewe moeilik raak, die tekkie die teer tref, die lewe bitter moeilik raak, en dan ewe skielik wonder ons, Here, maar wat nou en hoe nou, ek is nie seker nie. En dat vermaak, en dinge werk nie uit soos wat ek dit wil hê. Het jy daaraan gedink? Ek gaan nog net so 'n paar prentjies vir julle wys. Probeer dit die hart van mens vols regtig hier op die tafel sit. Het van die volgende, die hart wat vals is. Mense wat weet wat die waarheid is. Mense wat weet dat daar niks in Jesus nie, 'n enkele outkom kan wees nie, maar van die een oomblik gaan waar 'n uitroep, prys hom wat kom in die naam van die Here, na die volgende oomblik kruisig hom. Hoe gebeur dit in 'n kwessie van 'n week? Wat sê dit van jou realiteit? Hoe gaan 'n skare wat uitroep en palms neerlê en wonderlik hy is die voor hom na? Ons maak hom net dood. Ons maak hom net dood, dat hy pas nie in ons reality. Ons gaan na volgende prentjie toe. Wat van 'n hart wat so donker is dat het selfs in staat is om moord te kan pleeg. So donker, so duister, dat jy die een ding doen wat God grief. Hoor mooi wat sê die woorde as daar moord gepleeg word. Die eerste moord wat gepleeg op Kaïn. Die bloed van jou broer Abel roep vanaf die grond af tot my. Dit Sha'ak is die woord, Sha'ak, dit roep my. Dit skree teen die hemele. Dis wat dit doen aan my. En Christus die opskuldige wat vermoor word. Wat van lafhartige harte. Gaan so 'n bietjie vinniger aan. Wat van harte wat bloeddorstig is? Wat van harte wat kan spot? Weet jy nou tot wat 'n donker plek jy moet gaan as jy kan begin spot met die allerheiligste? Dis 'n baie plek om waar jy nie nie 'n milligram meer heilige onsag het, maar waar jy soos die Romeinse soldate sê, Jesus se oë toegemaak om slaan. Sê vir ons profeet, wie het jou geslaan? As jy die koning van Jode is, red jouself, magtige koning, bewys jouself, doen 'n toer die volks toe, dan sal ons glo. Spot dit. En die laaste wat ek vir julle wil vra, as dit ons hart is, ons kan nog aangaan, ek kan op beelde vir julle wys, maar ek dink julle trek breek. Is baie maklik om te dink hulle en moeilik om te dink kyk. Is baie maklik om te dink kyk hoe vuil is hulle, kyk hoe droog het hulle gemaak. Dis moeilik om te sê die rede vir die kruis is ek. En as die doel vandag is, ek sê baie keer vir julle, die doel van prediking is nooit om jy tot skuldig voel. Kan niks doen as skuldig voel be. Maar om jy dit help en te besef daar is skuld. En dan soek jy hoof na 'n redder. Dan soek jy regtig om te sê, Here, ek is in 'n gemors. Voel nie net sleg daaroor nie, ek besef hier's groot moeilikheid. Ek het 'n regte redder nodig. Ek het regtig gehelp. Ek het regtig nodig dat iemand my kop help. Dis hoe die hart van die mens lyk. Hoe lyk die hart van God? Dis 'n ander vraag. Net 'n ander vraag vir die vierde of vraas. As ek gaan kyk na my Here hart, die hart van Christus, dan sien ek dis 'n hart van liefde. Die teks sê nie verniet, want so lief. Want so lief. Ek vra vir julle die volgende vraag, hoe kom ek Christus aan u toe gekom en gesterf aan daardie kruis? Het sy Vader so lief en het sy kinders so lief. Sy ou geuite woorde, sê die kruis,
Sê die spykers aan die kruis wat Jesus daar gehou het, is sy keuse in hier om te sê, ek kan nie anders. Ek kan nie anders. Ek kan nie anders. Luister mooi na die woorde, dit is van my gunsteling verse in die Bybel. Jy sal hoor ek gebruik het baie, dit is een van die koester verse in die Bybel. Mag julle in staat wees om saam met al die gelowiges te kan begryp hoe ver en wyd en hoog en diep die liefde van Christus strek. So julle die kruis, hoog en diep, ver en wyd. Daar sien jy, as jy ooit wonder of God vir jou lief is, kyk dit daar. Daar is die bewys. Hy wil God nog doen om jou te oortuig dat hy vir jou lief is. Emosie gaan jou nie oortuig van God vir jou lief is. Emosie kom en emosie gaan. Dis een oomblik hier en dis een oomblik daar. Dade oortuig my dat die maximaal lief is. Hoor is goed, is lief vir my vrou, is lief vir die blou gel, is lief vir biltong, is lief vir rugby, is maklik om te sê ek is lief. Prove it. Prove it. Wys dit vir my. En as God in hierdie oomblik kom te sê hy is lief vir jou, daar is die bewys dat God jou regtig van harte lief het. Wat sien ek nog 'n jaar van Christus? 'n hart wat wil gehoorsaam wees, 'n hart wat tot in die dood gehoorsaam is. Hoekom? Nie omdat my pa so gesê het, maar omdat ek my vader so lief het, dat ek nie anders kan as om gehoorsaam te wees nie. Verlede Sondag het ek so ruk terug vir julle gesê, wil jy hê jou kind moet luister, omdat jy met jou hand so staan en sê, ek gaan vir jou voeter as jy dit nie doen nie? Of wil jy hê dat hy dit doen, omdat hy sê, pa, ek kan nie anders as om vir jou lief te wees. Toe dit by die grootste, ek het jou so lief. Dis waar die hart van gehoorsaam het kom, sy gesindheid, nie vrees, maar ek wil dit doen. Wat bedoel ons as ons sê vergifnis? Val jou eerlik, as iemand vir jou sê vergewe daai persoon. Wat bedoel ons met vergewe daai persoon? Sê ons regtig net, weet jy wat, let it go, gaan aan met jou lewe. Wat mense dink, dis die doel van vergifnis. Vergifnis is maar net op te sê, kom ons skit blak ons agter ons, dis dit. Is dit ware vergifnis? Want as 'n valse vergifnis en as ware vergifnis, ek was al in 'n gesprekke gewees wat sogenaamde versoening bereik, dan skit jy blad na die tyd en dan eers skielik 'n maand later en dan sien jy peel alles weer so voorafy. Welkom hoe dit sou gebeur, dis valse. Maar wanneer jy regte vergifnis gee, doen jy wat Jesus gesê. Die rekening is betaal, is verby, dit het nooit gebeur. Ons is klaar. Dis 'n hart wat jou so vergewe, asof jy dit nog nooit gedoen het nie. En daarom is die doel van hierdie gesprek met julle nie om julle te laat skuldig voel nie, maar om die diepte van die prys wat Christus betaal het vir die vergifnis regtig te verstaan. Om te besef die oomblik as hy sê, dit is volbring. Dit is volbring, tetelestai, die rekening is betaal. Om regtig te besef, Here, ek was ter dood skuldig gewees. En U het daardie straf vir my ten volle betaal. Christus se hart, ons het so, weet nog so drietjies, maar vir die skande en die sonde, is my baie interessant hoe die symbool, die grootste symbool, let mooi op die skande van die kruis. Die skande van die kruis is, hy kon nie as 'n Romeinse kruisig nie, dit was so barbaar, so wreed gewees, so skandelik, dat Cicero gesê het, om 'n Romeinse burger te gesel is godslasterlik. Maar om hom te kruisig is onkenkbaar. Net omdat dit so, Jesus die koning van opponents, hierso is mense besig om sy klere uit te trek. Hoe naak hou hy daar? Here wat? Is voel altyd in skande en skaamte as iets verkeerd gedoen het. Wat is die eerste ding
wat armente van jou of soek na wie sondeval gepleeg is. Ons is kaal, iemand bedek ons. Ek soek vir jou blare. Weet jy wat se vryheid is dit om regtig meer skaal te wees, nie meer na God of te gaan met Here. En ek sê nie dat daar nooit by ons die gesindheid van nederigheid is, maar ek praat van dat ek is so skaam en so skamlik en so sleg dat ek nie eens kan sien om vir God te sê, hy is my genadig. Weet jy wat 'n wonderlike hart is dit wat sê, ek wil mense red van daai skande en daai skaamte. Ek wil hulle so bedek, soos wat diervelle en vyebare hulle mooi kom bedek nie, as ons dit nooit gebeur. Dat jy met vrymoedigheid na die genadetron toe kan gaan. Volmoedig. Laat ons na die genadetron toe gaan met vrymoedigheid. En dan die hoop van Christus wat terwille van ons ly. Die hoop van Christus wat versterf vir die gebrokenis vandag. Christus wat die pad oopmaak. Gebreekte en geklapte riet sal hy nie afbreek nie. 'n Pad wat oopmaak wat sê, Here, daar's 'n roete vir my na U toe, ek is opgebonde, ek is nie in 'n doodloopstraat. Die betekenis van die kruis gee vir ons oomblik wat sê, Here, ek is hoopvol. Die kruis gee vir my die grootste sin van hoop wat daar ooit tevore is, want ek beleef vir eens in my lewe dat ek nooit, maar nooit in my lewe hoef te sê, ek is godsverlawend. Ek hoef nooit in my lewe ooit weer te sê, my God, waar moet U my verlaat? Weet jy hoekom kan jy dit nooit in jou lewe eers sê nie, of ooit sê? Daar is die kruis. Daar is God. Daar is Immanuel. God met jou. Die kruis is binne jou mooi. Die kruis is hier. En as ek ooit vra waar is God, is hier. Ek het een vraag vir julle, en dan sluit ons af, voordat ons na die nagmaaltafel toe gaan. En het 2 harte gesien, word is 'n bietjie donker daarso. 2 harte. Die hart van die mens en die hart van Christus. En al wat ek vandag vir julle in een sinnetjie vra. Wat doen die gebeure van Paas in jou hart? Wat doen die gebeure van in jou hart? As jy regtig gaan stilstaan te dink, Jesus het aan die kruis 360 meter lank gelei vir my, as gevolg van feit. Wat doen dit in jou hart? Die vraag wat Markus vra is, wie is God, wie is Jesus, wie is hy? 'n ongelowige Romeinse soldaat kyk na die manier hoe Jesus aan die kruis sterf, sonder dat enige iemand met hom gepraat het in die Tarwie kon nik, sonder 'n disipel wat hom probeer evangeliseer. Net omdat hy daar was, omdat hy gesien het hoe Christus aan die kruis sterf. Antwoord dat die vraag wat die hele Markus vra na met wie God is, en hy sluit die Markus evangelie af met die woorde, waarlik, dit was die seun van God. Wat doen Christus se sterwe aan jou, as 'n Romeinse soldaat op die geermering en oortuig? Wat doen dit aan jou vandag? Hoe gaan jou dade, hoe gaan jou optredes, hoe gaan jou denke, hoe gaan jou gebede, hoe gaan jou prioriteite, hoe gaan jou lewe geïmpakteer word, dat jy nou weet dat jy vir want anderste was die kruis net het ons. As ons maar net op dieselfde traject was as voor die pyp, net het ons. Nou maar op en sê my dan, kry gerus vir julle weg gedoen. En dan is die kruis weer waardeloos en vir my waardeloos. As ek geen impak het op hoe jy leef, en voel, jy kan nie
onaangedaan deur daai keuse jullie gemaak. Hoe verander dit jou al? Familie, ons is op pad na die nagmaaltafel toe, of jy 'n kans gee. Hê vir 'n tyd van stil refleksie, absoluut stilte. Gebruik hierdie oomblik om met God tyd te spandeer.